Julle almal, ekskuus ek het so lank as my vrou is. Dit was 'n vreeslike dol, nou is nie meer dol nie, dit is ons gesin. So die laaste 2 weke of van Moedersdag af het die pastoor soos hierdie awesome preek gegee van die wonderlike vrou met wie is uit Spreuke. Spreuke 31 van hoe goed hierdie vrou is en wat sy met alles doen vir haar familie. Almal in haar familie net trots kan ons op haar staan. Vroeg op, sy slaap laat, sy maak hulle klere, sy gelukkig om die klere te maak. Maar ek het net gevoel, ek moet meer doen. Ek het meer doen. Ek het toe vir so 2-3 weke in die oggende probeer opstaan en sê ek probeer dat daar agteraf gewees, naweek het ek probeer breakfast maak voor almal wakker word. As iemand my guns vra en nie daaroor te kla nie en dit net te doen. Familie en my vriende moet op my trots wees. En dat ek die tag van Christen kan kry. 'n besige paar 2-3 weke was ek net uitgeput en ek dink dis meer hoekom ek so gevoel het. Dit is net vir my gevoel, niemand waardeer my nie, niemand sien raak wat ek probeer doen nie, net gesien daar dis so baie druk en niemand sê dankie. Niemand kan laat begin terug doen as jy het gaan nie, as jy wil iets vra oor verskoning, as jy wil kla. En ek het net gevoel, nou hoekom? Later daar instorm. Het ek besef dat as ek wat probeer verander wie ek is. En hulle is nie die wat verander het nie. Hulle gaan dit nie nog sien, want hulle het nie verander nie. En hulle nie verander nie. Die persepsie wat ek het van wat 'n goeie Christen vrou is nie die identiteit die ek het in Christus nie. En ek sê nie dat nou dat jy besef dat die Here jou nie vir ons op hart nie, dat jy nou agteroor lê en niks verander dit wat jou gaan beter nie. Maar moenie verander om te wees dit wat jy nou is of nou kan wees. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons al verskyn en hom gelyk sal wees en dat ons hom sal sien soos hy is. En Daniël 9 vers 23 se tweede deel sê dit. Want jy is 'n geliefde man. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade van die rykdom van sy genade. Jy is 'n kind van God. Jy is highly esteemed. Jy is vergewe. Jy is gejustified. Jy is 'n lid van sy familie. Jy is 'n lid van sy huisgesin. Jy is 'n vriend van hom, van sy koninkryk erf. Jy is complete, jy is volmaak en heilig. Jy is vir altyd in die palm van God se hand. Tot freedom, tot beskerming by die ewigheid. Jy is 'n konkerer, jy kan verseker wees dat alle dinge tot jou goeie beskap van hom klaar. Jy is geseën, jy is 'n priester, jy is 'n koningin, sout van die aarde vir die wêreld, door op die heuwel. Jy is opgelig, jy is op die heuwel. Hou op om van jouself te dink, as hieronder op die aarde met niks werk nie. Het gaan nie oor wat ander mense van jou dink, wat ander mense raak sien. Jy is op die heuwel, jy is hoog geplaas in die oë van God deur Christus. Jy is aangestel om die vrugte te dra. So belangrik dat jy direkte access het. Jy het 'n roeping. Jy het 'n rede, waarde. Jy weet jou waarde. Maar ook om van jouself te dink, dat ander mense jou nie waardeer nie, dat ander mense jou nie respekteer nie, en die Here te doen. En dit is toch al wat saak maak. En hoe lekker is het om te weet dat, al voel dit so op die wêreld jou nie waardeer nie, daar is iemand wat jou waardeer, jou goeie waarde waardeer, maar meeste van alles, jou hart waardeer. Ek hoop julle het 'n lekker week en ek hoop om gou weer met julle te gesels. Bye!